vers 12 tot 28, dit handel oor Josef wat verkoop word deur sy broers. Ons gaan vers vir vers vanoggend hierdeur werk, en ek glo daar is kosbare waarhede wat die Here vir ons wil wys. Ek gaan vra dat ons saam bid, voordat ons verder gaan. Jy kan net so bly sit, maak die harte stil, en ons vertrou die Here dat hy met ons sal praat, reeds deur die saamlees uit sy woord. Kom ons bid net saam. Ons almagtige Vader, ons wil U aanbid, omdat U groot is, omdat U goed is. Ons het hier geluister na wat ons na verwys as die samevatting van die wet. Dit het vir ons platgeslaan, omdat ons besef, ons staan skuldig. Maar daarna, in ons belydenis van die geloof, wat ons sien as die basis, het ons gesê, ons glo in Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, gelei het onder Pontius Pilatus. Ons glo dat hy daardie diepe vernedering wat hy deurgemaak het, was vir my. As ons dit vir onsself vat in geloof, dan word sy geregtigheid my geregtigheid. My sonde het hy op hom geneem. Dis wat ons bely. En daarom, Here, wil ons U prys. Daarom wil ons U loof. Wat is beter nuus as dit? O, baie dankie dat ons saam met die skrif, dat ons deur die skrif geleer word natuurlik, maar dat ons saam met die skrif U lof kan besing. Ons weet nie reg hoe om dit te doen nie, maar daarom gebruik ons die Bybel as ons U loof. Daarom gebruik ons gedeeltes wat ons ken om te sê, Here, U alleen is God. U alleen is waardig om te ontvang die heerlikheid, die eer en die krag. Ons wil saam met Openbaring 15 sê, groot en wonderlik is U werke. Here God Almagtige. Regverdig en waaragtig is U weë, o koning van die heiliges. Wie sal U nie vrees nie? Ons is met eerbied voor U. Ons luister aandagtig na U woorde, want ons besef, ons het nie met 'n mens te doen nie. Ons het te doen met die Skepper van die hemel en die aarde. Dankie dat U nou met ons kom praat. Dankie dat U ons ken en U weet wat het ons nodig. Dankie dat U lankmoedig is met ons, gedagtig dat ons stof is. U lei ons, U leer ons. Amen. Genesis 37, ek lees vir U voor vanaf vers 12 tot en met vers 28. Vers 12 tot 28 klink so in die ou vertaling. En sy broers, dis nou Josef se broers, het die kleinvee van hulle vader by Sichem gaan oppas. Toe sê Israel vir Josef, pas jou broers nie die vee op by Sichem nie? Kom, laat ek jou na hulle toe stuur. En hy antwoord hom, hier is ek. Toe sê hy vir hom, gaan tog, verneem na die welstand van jou broers en die welstand van die vee en bring vir my berig terug. So het hy hom dan uit die dal van Hebron weggestuur en hy het by Sichem aangekom. Daarop kry 'n man hom, terwyl hy in die veld ronddwaal, en die man vra hom, wat soek jy? En hy antwoord, ek soek my broers, vertel my tog waar hulle die vee oppas. Toe sê die man, hulle het hiervandaan weggetrek, want ek het hulle hoor sê, laat ons na Dothan gaan. En Josef het agter sy broers aangegaan, en hulle in Dothan gevind. En hulle het hom van ver af gesien, maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom, om hom dood te maak. En hulle het vir mekaar gesê, daar kom daardie dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom doodmaak, en in een van die putte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word. Toe Ruben dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê, laat ons hom nie doodslaan nie. Ruben het ook vir hulle gesê, moenie bloed vergiet nie, gooi hom in hierdie put wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie, sodat hy hom nie uit hulle hand sodat hy hom uit hulle hand kon red, om hom na sy vader terug te bring. En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met lang moue wat hy aangehad het.
En hulle neem hom en gooi hom in die put. Maar die put was leeg, daar was geen water in nie. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet. En toe hulle hul oë opslaan, sien hulle met eens 'n reisgeselskap Ismaeliete wat uit Gilead kom. Hulle kamele gelaai met speserye en balsem en gom op pad om dit na Egipte af te bring. Toe sê Juda aan sy broers: "Watter voordeel is dit dat ons broer doodmaak en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Ismaeliete verkoop. Maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees." En sy broers het na hom geluister. En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir 20 sikkels silwer. En hulle het Josef na Egipte gebring. Tot daar lees ons in die onfeilbare woord van die Here. Ek het vir u gesê, die verhaal gaan nou verder, en Josef moet in Egipte kom. So hoe gaan die Here dit bewerkstellig? Hier gebeur dit vanoggend. Josef verkoop deur sy broers. Ons gaan kyk na hierdie verhaal, en daar is kosbare gedagtes. Nou wil ek vir u sê, as jy Josef se verhaal neem, en dit is 'n redelike lywige stuk, hele klomp hoofstukke, 14 hoofstukke as ek reg onthou, in Genesis. Nou as jy hierdie gedeelte neem, die groot oorkoepelende tema wat jy oor die verhaal van Josef kan skryf, is die voorsienigheid van die Here. 'n Woord wat ons min gebruik, die voorsienigheid van God. Josef se voorbeeld, hierdie verhaal van Josef wys vir ons, dat selfs wanneer dit lyk asof alles verkeerd loop, selfs wanneer dinge skeef loop in my lewe, God is besig met 'n plan. Hy laat alles ten goeie meewerk. Nou ons is 'n belydende kerk. Ons is 'n kerk wat gereformeerd is, so ons het belydende skrifte. En alhoewel hierdie nou nie een van die waarop ons bou is nie, is dit een van die goeies, die Westminster Konfessie wat ons ook in Afrikaans het. En hy stel die voorsienigheid van die Here baie mooi. Ek wil vir die een paragraaf lees in hoofstuk 5 van die Westminster Konfessie. Dit klink so. Maar wanneer ons belydende skrifte, of soos wat hierdie woord nou sê, die konfessies lees, dan moet mens moet dit eintlik baie stadig lees, want dit is volgepak met waarhede. So luister mooi. God, die groot skepper van alle dinge, nou stel hy God al klaar aan die bopunt van alles wat bestaan, dra, bestuur, skik en regeer alle skepsele, dade en dinge, van die grootste tot selfs die kleinste, deur sy alwyse en heilige voorsienigheid, volgens sy onfeilbare voorkennis en die vrye en onveranderlike raad van sy wil, tot lof en heerlikheid van sy wysheid, krag, geregtigheid, goedheid en barmhartigheid. Dis 'n mond vol, maar ek wil hê jy moet oplet. God beskik. Hy dra, bestuur, skik en regeer alle skepsele, dade en dinge. Dis die voorsienigheid van die Here. Ja, selfs oor die kleinste detail van my en van u lewe is God soewerein. Nou as mense vandag na die wêreld kyk, dan sal hulle sê, dit lyk nie asof God regeer nie. Dit lyk eerder asof chaos heers. Dit lyk asof die bose besig is om die oorhand te kry. Kerke krimp, die Bybel is skaars, die evangelie is skaars. Dit lyk asof die bose besig is om te wen. Die Bybel leer egter, alle dinge is onder die bestuur van 'n wyse en 'n heilige God, wat alle dinge beskik en bepaal. Dis die soewereiniteit van God, dis die voorsienigheid van die Here. Paulus sê, hy doen alles volgens die raad van sy wil. Efesiërs 1 vers 11, baie bekende vers, waar hy hierdie woorde, hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Nou let op die woordjie weer eens, alles. Dis hoekom die Westminster Konfessie sê, klein en groot,
die hele spektrum. Een kommentaar sê letterlik, as jy die lewe van Josef bestudeer, dan is die lewe van Josef eintlik die Bybel in miniatuurvorm. Adam, soos Josef, begin met heerlikheid, eer en status. Josef begin met heerlikheid, eer en status, hierdie rok wat hy het. En dan dompel sonde Adam in die put van korrupsie en veroordeling. Op die ou end sal Josef die hoogste heerlikheid kry en hy word verhef. Net soos die Bybel leer dat kinders van God bestem is om erfgename te word. En dan haal die kommentaar Romeine 8:17 aan om te sê ons is erfgename, mede-erfgename van Christus. Ons erf heerlikheid en eer saam met Christus. Dan word ons weer herstel. Dis die Bybel in miniatuurvorm is Josef se lewe. Nou in dit alles sal God natuurlik met sy wysheid, soos wat die konfessie nou sê, sy wysheid, krag en geregtigheid, goedheid en barmhartigheid, God se grootheid word geopenbaar. So as ons vanoggend klaar is met hierdie gedeelte, ek gaan onder so 4 hoofpunte met u praat oor hierdie paar verse, dan moet ons terugkyk en sê, God is groot. Hy is wys, hy is barmhartig, hy is regverdig, hy is groot. Kom ons kyk onder 'n paar hoofpunte na hierdie verhaal. In die eerste plek, Josef word na sy broers gestuur. Vers 12. Sy broers het die kleinvee van hulle vader by Sichem gaan oppas. As u saam met my nou al tot hier gevorder het, en elke Sondag hier was, toe ons gepreek het uit Genesis, dan gaan Sichem iewers 'n klokkie laat lui. Iewers, ons het van Sichem, waar het ons van Sichem gelees? Hoofstuk 34, Sichem. Dis wat daar gebeur het. In hoofstuk 34 het 2 van Jakob se seuns, jy kan dit 'n massamoord noem, hulle het Sichem se mans almal doodgemaak. Julle onthou die storie, ek gaan nou nie weer daarop ingaan nie. So dis waar die massamoord plaasgevind. Geen wonder dat Jakob nou, toe hy verneem dat die broers is daar na Sichem se kant toe, stuur hy vir Josef om te sê, Jakob stuur vir Josef om te sê, vind vir my uit, hoe gaan dit met die broers, hoe gaan dit met jou broers en hoe gaan dit met die vee? Hy wil hoor wat gaan aan. Nou ons kan verstaan waarom Jakob nuus wil hê van hulle, as gevolg van hierdie agtergrond. Wat jy nie kan verstaan nie, is hoe Jakob gedink het, Josef sal veilig wees, en hom op hierdie roete te stuur, wanneer hy hom van Hebron na Sichem toe stuur. Josef was bang, en hy het dit nie gewys nie, hy was gehoorsaam, hy antwoord met 'n gewilligheid wat jy verwag van 'n gehoorsame kind, al is hy bang, doen wat pa sê, kinders, julle moet luister, al is jy bang, as pa vir jou sê, doen iets, doen nie dit. Maar hier is die saak, 'n gewillige gehoorsaamheid is ook 'n beeld van die Here Jesus, gewillig gehoorsaam aan die Vader. Ons het in vers 13 gelees, toe sê Israel vir Josef, pas jou broers nie die vee op by Sichem nie, kom, laat ek jou na hulle toe stuur. En hy antwoord hom, hier is ek. Daai gewilligheid is baie duidelik. Nou onthou die hele punt van hierdie kleed wat Jakob vir Josef gegee het, is 'n kleed van gesag. Hy's die adjunk in die huis. Hy is ons het altyd gepraat van die 2IC. Ek weet nie of dit 'n bekende uitdrukking is nie, maar hy's tweede in bevel. Jakob het vir Josef aangestel met hierdie rok, met hierdie kleed, as die tweede in bevel. So hy stuur hierdie ou, die tweede in bevel, die adjunk, om te gaan kyk en dan 'n rapport terug te bring. Vers 14. Toe sê hy vir hom, gaan tog, verneem na die welstand van jou broers en die welstand van die vee en bring vir my berig terug. So het hy hom dan uit die dal van Hebron weggestuur en hy het by Sichem aangekom. Nou Josef het vroeër drome ontvang. Daai drome het nie net sy broers nie, maar ook sy ouers, pa en ma het voor hom kom buig. Julle onthou die drome. En nogtans onderwerp hy hom aan die gesag van God. Hy het nie die idee van, maar pa, hoe kan pa my rondstuur? Weet jy wie ek is? Ek is die een wat deur God aangestel is om drome te kry. Dit was nie sy gesindheid, hoegenaamd nie. 'n gewillige gehoorsaamheid. Nou, iets interessant wat jy nie sien as jy die Bybel lees nie. Die afstand van die dal van Hebron tot by Sichem is ongeveer 80 kilometer. Dis 'n end. So dis om iemand van hier waar ons nou is, omtrent Humansdorp toe te stuur, met die N2. Dis 80 kilometer nagenoeg. Dis hoe ver Josef moes loop, alleen moes loop, om nou daar te kom. Dit bring ons by ons tweede hoofpunt. Die Here lei hom na Dothan. Hy kom by Sichem aan, daar's geen teken van sy broers nie, hy soek daar rond, nou onthou,
Hulle het vee laat wy, so dit is maklik om hierdie troppe vee van ver af te sien en te kry, maar toe hy by Sichem kom, toe is daar niks. Daarom dwaal hy half rond en hy soek nou na die vee, daar's niks. Maar 'n man loop hom raak en sê van waarna soek jy? Vers 15. Daarop kry 'n man hom terwyl hy in die veld ronddwaal. En die man vra hom, "Wat soek jy?" Nou kyk nou na my of saam met my na hierdie verhaal. Jy sal dit lees en jy sal sê, dis toevallig, nie waar nie. Dis nou toevallig. Dink saam met 'n Bybelse bril oor God se voorsienigheid. God wil Josef in Dothan hê. Ons gaan nou sien hoekom. En God wil Josef uiteindelik in Egipte hê. So wat gaan gebeur? Vers 16 en 17 gaan verder. So toe die man hom vra, "Wat soek jy?" En hy antwoord, "Ek soek my broers. Vertel my tog waar hulle die vee oppas." Toe sê die man, "Hulle het hiervandaan weggetrek, want ek het hulle hoor sê, laat ons na Dothan gaan." En Josef het agter sy broers aangegaan en hulle in Dothan gevind. Nou hier is vinnig net iets wat ek moet sê. Sommige Christene, ek gebruik die term Christene want dit is belydende ouens. Sommige Christene is baie gewillig om God se soewereiniteit oor die groot dinge te sien. Jesus se geboorte en Jesus se kruisdood en jy weet groot gebeure. Maar hulle sukkel met die idee van God wat soewerein is oor alles, want dit sou beteken dat God se hand letterlik in elke saak betrokke is. En dit is vir sommige ouens 'n probleem met vrye wil, waaroor ons baie nou gaan praat in die aande. Ek kan nou nie daarop ingaan nie. So, Jesus sê vir ons, hy vat hierdie leerstelling eintlik verder, en dit is belangrik om te let hoe die Bybel dit skilder. Matteus 10 vers 29, Jesus se woorde, "Word 2 mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie." Die dood van 'n mossie is regtig nie noemenswaardig nie. Vanoggend het ek gou-gou hier gery voor in die pad, hier was 'n dikkop doodgery, dis noemenswaardig. Maar 'n mossie, wie gaan nou 2 keer dink en 2 keer kyk na 'n mossie wat dood is? Dis glad nie noemenswaardig nie. Inteendeel, in dieselfde konteks sê die Here, selfs die hare op jou hoof is getel. Dis die fynste detail waaraan jy kan dink. Die Here sê, hy is soewerein daaroor. So dit is om te bevestig, selfs die klein dinge. Ongeloof, lees hierdie verhaal en sê, toeval. Toevallig het dit gebeur. Toevallig het so gebeur. Hier is nie toeval nie. Hy is deur God gestuur. 'n Man met die naam van Liam Gallagher, hy stel dit baie mooi en ek wil hê u moet dit saam met my net lees, 'n aanhaling vinnig. Hy sê, if the man, hy praat van hierdie ou wat vir Jakob raakgeloop het, vir Josef raakgeloop het. Ek hoop nie ek ruil Jakob en Josef te veel om nie, julle moet my vergewe. Ek is net 'n mens. As ek in woorde nie struikel nie, is ek 'n volmaakte man. So Josef, hy loop vir Josef raak in die veld. En hierdie ou sê vir hom, if this Liam Gallagher skryf, hy sê, if the man had not been there, if he had not taken this initiative to Joseph, Joseph would have wandered aimlessly for a while. Then he would have given up. He might have gone home. He would never have ended up in Egypt, want dis waar die Here hom uiteindelik wil hê. But this was no chance encounter at Shechem. Dis hoekom ek dit aanhaal. Hier het niks te doen met toeval nie. Hier het niks te doen met, dis nou gelukkig, soos wat ons baie keer praat. Daar's nie plek daarvoor nie. Nie in 'n kind van God se woordeskat nie. This was no chance encounter at Shechem. God was at work, setting the stage for his future purpose. Nou ek het vroeër gesê, julle het dalk onthou van Sichem, maar as jy 'n Bybelstudent is en jy het al 'n paar keer deur die Bybel gewerk, dan behoort Dothan ook 'n klokkie te laat lui. Dothan is ook 'n bekende gedeelte. Wat het by Dothan gebeur? Miskien kan jy onthou wat het by Dothan gebeur. Noorde van Kanaan, Elisa is by geleentheid daar met een van die bekendste hulpmanne wat hom gehad het, Gehazi. Hy's daar en Gehazi raak op 'n stadium paniekbevange, want die hele stad is omsingel
Dothan is omsingel deur die leers van die Arameërs en die Siriërs. En hy raak angstig. Hy sê vir Elisa, hy's moeilikheid. Elisa sê, moenie bekommerd wees nie. Die wat by ons is meer as die wat daar is. Want hy sien net al hierdie perde en die strydwaans en die leers van die Arameërs en die Siriërs. 2 Konings 6 vers 17, en Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Dis wat geloof doen. Geloof maak jou oë oop dat jy na 'n gedeelte kyk, dat jy na 'n omstandigheid of 'n gebeurlikheid kyk en jy sê, God was daar. Jy sien nie toeval nie. Jy sien nie, dit was gelukkig. Ek was gelukkig. Jy weet, jong mense, ek was lucky. Dis nou die Grieks vir gelukkig. So, nee, 'n geloofsbril maak dat jy sê, ek weet nie presies wat hier aangaan nie, maar God is daar. God is besig, hy het 'n plan. Sy onsigbare hand van voorsienigheid is deel van elke situasie, elke omstandigheid. Nou ja, soos Josef aankom, na die broers toe daar in Dothan, verander die perspektief van die verhaal so bietjie weg en dit skuif nou na die broers toe. En ons kom by vers 18 en hulle het hom van ver af gesien. Is geen wonder nie, want hy het hierdie wonderlike kleed aangehad. So hulle het nie gewonder wie dit is nie, hulle het van ver af geweet, hier kom hy. Hulle het hom van ver af gesien, maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom om hom dood te maak. Dit het die broers laat onthou, hierdie kleed, hier van ver as dis Josef, kyk sy kleed. En dit het opnuut nou iets wakker gemaak in hierdie haat, hierdie afguns in hulle harte is opnuut weer aangevuur. Vers 19 en 20, en hulle het vir mekaar gesê, daar kom daardie dromer aan, kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word. Nou dit was die plan. Aanvanklik is dit die plan. Kom ons vat hom, maak hom dood, gooi hom in 'n put en ons sê vir pa, 'n wilde dier het hom heel moontlik opgevreet. Nou die opgaarputte het 'n bietjie verduideliking nodig, want ons gaan later verstaan hoekom ek dit moet verduidelik. Dit blyk dat die gebied daar by Dothan, in en om Dothan, het redelik baie opgaarputte. Dis waarvan ons hier praat. Die Engelse praat van 'n cistern. Dit is letterlik 'n gat wat gegrawe word in die, as dit sandsteengrond is, dan het hulle hom met 'n lijmlaagie geseël dat hy water kon hou. En as dit andersins kleigrond, harde kleigrond was, dan was dit ideaal, want dan het jy hom uitgegrawe en dit het hulle gebruik as opgaarplekke in die droë tyd veral van water. So dit was nie 'n natuurlike put nie. Dit was nie 'n put wat onderaardse bronne gehad het nie, maar dit was bloot net 'n peervormige of 'n bottelvormige gat in die grond met 'n klein opening bo sodat hulle 'n klip of 'n houtstuk iets bo op hom kan sit dat daar enerzijds nie vuil goed kan inval nie, maar anderzijds ter beskerming want water was kosbaar. En dan het hulle in die reentyd water opgevang in hierdie putte met kanale of wat ook al hoe hulle dit daar kon kry en dit was so behoue gehou, groot onder, klein bo, dink aan 'n peervorm en dan het hulle hom toegemaak bo sodat hulle water kon skep as hulle dit nodig het. Daar is heelwat van hierdie putte in die omgewing. So hulle plan is, maak hom dood, gooi hom in die put. Dit was blykbaar die droë seisoen want hierdie put was droog. Hulle gooi vir Josef in, maar die put was droog. Nou Robert Candlish, een van die kommentaare, skryf oor die gedeelte en hy sê dis eintlik vreemd as jy daaraan dink hoe hulle vir Josef gehaat het. Want sê hy, Josef het geen bedreiging vir hulle ingehou nie. Hy was nie gewapen nie, hy was 'n jongeling, hy was 'n jonger broer. Hy was sonder toesig. Hy was vol vertroue en hy het nie agterdogtig na hulle toe gekom nie. Daar was geen bedreiging nie. Hy het nie moord geblaas nie. Die feit dat Jakob se seuns, hierdie broers van Josef dan nou, die agterkleinseuns van Abraham, kry die konteks, ons is nou besig met die 12 stamme van Israel. Dis die name wat ons later sien, is die 12 stamme van Israel. Dis hierdie ouens. Die feit dat hulle so iets kon doen, hierdie soort sonde, hulle het nou klaar bedink, so dis so goed hulle dit gedoen. Die Bybel sê, dis so goed hulle het hom doodgemaak, want hulle het besluit, dis wat ons gaan doen. Die feit dat hulle dit kon pleeg en beplan, herinner ons net weer aan die moontlikheid
dat kinders van God, en hier gaan ek 'n uitspraak maak, ek wil nie nou daarop ingaan nie, want ons het nie tyd nie. Kinders van God kan sondes pleeg, erger as voor hulle redding. Dit kan so wees, dit hoort nie so te wees nie. Mag God ons behoed, maar dit kan wees. As ek maar dink aan my eie lewe, ek het tot bekering gekom toe ek baie klein was. So, bykans al die sondes wat ek gedoen het as 'n groot mens is erger as die sondes wat ek gedoen het as kind. Dis net teoreties moontlik. Hier sien ons dit. Een les wat ons hieruit moet leer, as jy dink aan die agterkleinseuns van Abraham, dit is dis die naamdraers, hierdie familie wat die verbond moes dra, wat God het 'n verbond met hulle. Die les hier is, al word jy groot in 'n Christen huis. En dan gaan dit so stel, bloot net as gevolg van die verhaal. Al is jy 'n verbondskind, wat beteken al is jy gedoop? Beteken dit nie jy is outomaties gered nie. Dit beteken ook nie jy gaan outomaties gered word nie. Dit beteken, jy moet daai kindjie teiken. Ouers, ons moet kinders teiken met die evangelie. Ons moet hulle bombardeer met die evangelie. Ons is verplig om hulle op te voed in die weë van die Here. Al wat die doop doen, is om ons te help. Dit herinner ons, dit gee vir ons vastigheid, dit gee vir ons grond vir ons gebede, want dis waar die verbond in kom. Ek gaan nie nou daar op daai spoor gaan nie. Hulle, ouers, ons moet in gehoorsaamheid aan God, moet kinders onderdanigheid geleer word, gehoorsaamheid geleer word, hulle moet die Bybel geleer word, lees vir hulle die Bybel, leer hulle die Bybel, hulle moet die evangelie sien, ken, hulle moet groot word met hierdie goed, sodat hulle gered kan word, sodat hulle die Here kan leer ken as saligmaker. En soos wat ek reeds vir julle gesê het, vir 'n kind is die treukie baie kleiner as vir 'n groot mens. Daai geloofstap, dis maklik vir 'n kind. Maar dis ons roeping. Nou ons kry nie die indruk dat Jakob baie ywerig was om sy seuns groot te maak in die weë van die Here nie. Hy was maar 'n bietjie van 'n slegter voorbeeld wat ouerskap betref. Boonop, hierdie gedeelte wys ook vir ons die dieptes waarin 'n mens kan neerdal as jy in sonde, selfs kinders van God. Ons harte is geneig tot sonde. Ons harte dis ons aard, dis ons natuur na sonde. Romeine 8 vers 7 sê, wat die vlees bedink, is vyandskap teen God. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, en dit kan ook nie. Julle sal onthou, ons gepraat het van Jakob, was dit baie keer Jakob, baie keer Israel. Israel praat van die nuwe mens, Jakob die ou mens. Jakob, die vlees. Daar's niks goed in die vlees. Geneig tot die kwaad. Die Engelse druk dit so mooi uit as hulle sê, prone to wander, sê die een liedjie wat ons Woensdag by die bid hier gesing het. Prone to wander. Dit is, as die Here ons nie hou nie, gaan ons dwaal. As die Here ons nie help nie, gaan ons afvallig raak. Dis sy genade. Nou as ons in ag neem wat die Bybel eintlik oor die totale verdorwenheid van die mens sê, dit waaroor ons vanaand gaan praat, buite Christus, sonder die Here Jesus, sonder sy genade, kan ek sê in ongehoorsaamheid aan sy woord, is dit skokkend waartoe die mensdom in staat is. Dit bring vir ons by ons volgende gedagte, die hoofgedagte, die broer se ware motief. Kyk na vers 20. Die broer sê, kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet, dan sal ons sien wat van sy drome word. As jy nou 'n spesifieke motief soek van wat hulle bedoeling was, dan los die teks ons nie in die duister nie. Ons hoef nie te wonder, hoekom het hulle hom so gehaat? Wat gaan nou eintlik hier aan? Daar was 'n paar redes hoekom hulle hom gehaat het. Sy jas of sy kleed. Hulle het hom gehaat daaroor, want Jakob het hom voorgetrek. Daar was nog 'n rede hoekom hulle hom gehaat het, en dit was die gesag wat Jakob aan hom gegee het. Hy het hom aangestel oor hulle. Maar die hoofoorsaak, wat die teks vir ons sê, hoekom hulle hom so gehaat het, was sy twee drome. Die drome het altyd in pare gekom. Sy twee drome wat hy met hulle gedeel het. Hoor mooi, ek lees weer net, ek wil die klem laat val, as julle weer saam met my kyk na vers 19 en 20. Kyk na die woorde, daar kom daardie dromer aan. En as julle kom, laat ons hom doodmaak, as hy die einde van die vers, dan sal ons sien wat van sy drome word. So die drome het hulle kwaad gemaak. Want in die drome het hy gesê, julle gaan voor my buig.
Hy het dit vir hulle 2 keer vertel. Julle pa en ma, my broers, julle gaan voor my buig. My gerf het regop gestaan, julle gerwe het gebuig. Die son en die maan en die 11 sterre het voor my kom neerbuig. Dit het hulle kwaad gemaak. En die les wat ons moet leer is, afguns is 'n baie lelike ding. Afguns maak dat jy moord pleeg. Afguns maak van jou 'n moordenaar. Dis wat die broers beleef het. Dit begin in jou hart. Dit begin in jou hart want daar is iemand wat mooier is as jy. Daar's iemand wat meer begaafd is as jy. Daar's iemand wat ryker is as jy. Hy kry meer likes op Facebook as jy. Of hy's gewilder op een of ander manier as jy. En dit is moeilik as jy die krediet wil hê. Jy wil gesien word, jy wil geëer word en iemand anders kry dit. Dis wat afguns doen. Dit broei in jou hart. Dit smeel in jou hart. En kom ons wees nou eerlik. Daar's altyd iemand slimmer en mooier en gewilder as jy. Dis ongelukkig waar. Maak nie saak wie jy is nie. Op een of ander stadium gaan jy moet kyk en sê, die Jones, jy weet, daai, jy wil kers vashou by hulle, jy wil, en jy kan nie. Wat ons veronderstel is om te doen, geestelik gesproke, is om soos Johannes die Doper te wees. Onthou julle Johannes die Doper in Johannes 3. Sy disippels kom en hulle sê, Rabbi, hulle het hom as leermeester gesien. Jesus se volgelinge groei. Joune daal. En dis 'n baie slegte ding vir enige rabbi om te hoor. Jou lidmate loop na 'n ander ou toe. Hy's gewilder as jy. Hy preek beter as jy. Sy kerk is mooier as jy. Wat ook al. Weet jy wat doen Johannes die Doper? Hy sê, Johannes 3 vers 30, hy moet meer word, maar ek minder. Johannes se reaksie was, luister, ek is die vriend van die bruidegom. Hier kom die bruidegom, moet ek nou die bruidegom se eer vat? Laat die kollig op hom skyn. Hy moet geëer word. So ons gesindheid behoort te wees, in my beplanning, in my hele lewe, terwyl ek gesprekke voer, terwyl ek alles doen, moet my hele gesindheid wees, solank God geëer word. Wat sal hom eer? Die probleem is, wanneer ons eer vir ons wil hê, dan begin afguns broei in jou hart, en jy raak, wanneer jy afgunstig raak, en jy los dit, sonder om dit in te perk, en sonder om dit met die Heilige Gees se hulp te beheer, dan raak dit moord. Dis die logiese, afdraande pad, wat dit loop. Nou, hierdie beplanning van die broers vind plaas, die gesprek vind plaas. Kom ons maak hierdie dromer dood. Hy gaan sien wat word van sy drome. En die laaste een wat jy dink sal optree daarteen, is Ruben. Onthou julle wat het Ruben gedoen? Ruben het sy pa se gesag probeer ondermyn en saam met sy pa se byvrou geslaap in 'n vorige gedeelte. Ons het dit hanteer. Dis die laaste ou wat jy dink iets sal sê oor hierdie saak. Maar hy gryp in. Miskien voel hy skuldig oor dit wat hy gedoen het. Ons weet nie. Ons weet nie presies hoekom nie. Om watter rede ook al, hy praat teen die plan, vers 21-22. Toe Ruben dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered, deur te sê, laat ons hom nie doodslaan nie. Ruben het ook vir hulle gesê, vers 22, moenie bloed vergiet nie, gooi hom in hierdie put wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie. En dan sê hy net as so byvoegsel, skryf Moses, sodat hy hom uit hulle hand kon red om hom na sy vader terug te bring. So Ruben het 'n baie mooi, eintlik reddingspoging in gedagte gehad. Dit was sy plan. Ek sal later kom, ek sal hom uithaal en hom terugvat na pa toe. Nou die teks sê vir ons, hy het vir Josef van hulle moord gered, deur sy broers te konfronteer. Hy het opgestaan vir wat reg is. Trouwens, vers 22, het ek nou gesê, sy plan was om hom later vir sy pa te gee. Nou gaan ons vers 23. Toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met lang moue wat hy aangehad het. En hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg, daar was geen water in nie. Die taal wat gebruik word as jy woordstudie doen in Hebreëus, is baie gewelddadige taal.
Die woord wat gebruik word vir hulle het sy kleed, sy jas uitgetrek, is wat dieselfde woord wat gebruik word in Levitikus as hulle praat van 'n dier se vel wat afgeskeur word. Want hulle het dit afgeskeur. Gewelddadig. Die woord wat gebruik word vir in die put gooi, is dieselfde woord wat hulle gebruik vir 'n lijk wat jy in 'n gat gooi. Soos wat hulle moorddadigers en of moordenaars en ouens sommer so op 'n hoop gegooi het en dit verbrand het. Dis die woord wat gebruik word. Bruce Waltke, een van die kommentaare sê, en hy haal aan, hulle het die koninklike seun ontroon en hom aan 'n koue put oorgegee. Hy was in eer en heerlikheid met hierdie kleed, en nou, half naak, in 'n koue put sonder eer, laag. Dis wat hulle met hom gedoen het. As hierdie harde, koue houding, wat ek nou beskryf het met die gewelddadige woorde, as jy die klem wil groter maak, en jy let op na die mooi verhaal, dan gee die teks vir ons iets wat eintlik baie kil en koud is, van hierdie broers. Hoor mooi, vers 25. Net nadat hulle hom in die put gegooi het, vers 25, daarna, na wat? Nadat hulle hom nou in die put gegooi het, het hulle gaan sit om brood te eet. Hoe koud moet jou hart wees, as jy jou jong broer in die put gooi, en dan langs die put gaan sit en jou brood eet. En Josef roep en skree, hy, help my, moet my nie los nie. En hy roep dalk die name, hy skree, Naftali, Dan, Aser, waar is julle? Hy roep, hy skree, hierdie desperate krete kom uit die put. Hulle sit en eet, ignoreer hom. Nou, hoe weet ons dit wat ek nou vir u sê, is nie 'n bietjie Hollywood nie. Hoe weet ons dis Bybels? Jare later, waarby ons sal kom, toe hulle by Josef kom, en hulle weet nog nie dis Josef nie, daar in Egipte, toe het hierdie oomblik sy skuldgevoel, het hulle laat dink aan hierdie gedeelte. Ek lees vir die Genesis 42 vers 21. Toe sê hulle vir mekaar, voorwaar ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het en ons nie geluister het nie. Daarom kom hierdie benoudheid oor ons. Hy was benoud. Hy het geskree, in sy oë kon hulle sien, moet dit nie doen nie. Ek dink net, hoe is dit moontlik? Dis vir my moeilik om 'n dier dood te maak. Hoe kan jy jou broer vat en hom in 'n put gooi? En hulle het net met hierdie afguns, hulle moorddadigheid, en gesê, ons wil van jou ontslaa raak. So hulle self sê, dit was erg. Donald Grey Barnhouse, u weet ek hou van die ou dominee. Hy sê, 'n fisikus, Arp sal nou hou van hierdie gedeelte, want hy hou van die somme. 'n Fisikus sal vir jou presies kan sê, hoe lank daai klankgolwe gevat het, om van Josef se mond af tot by die ore van die broers te kom, want hulle was omtrent 25 meter weg, sê Donald Grey Barnhouse. Hy sê, maar dit het hulle 22 jaar gevat, vir daai woorde, om van Josef se mond af, tot by hulle harte te kom. Dit maak sin, hè? Dink aan die jong Josef. Een kant in 'n put gegooi om te sterf. Jy kan dink hoe hy wanhoopig opkyk, en die opening is klein, die opening is smal, onder is hy breed, hy's op die bodem, en hy kyk heel moontlik, is hier 'n weg uit, dis 'n manier. Daar's nie 'n manier nie, dis 'n bottelvormige of 'n peervormige puthouer waaraan hy is. Daar's geen manier wat jy self daar uitklim nie, jy kan nie. Naderhand het hy miskien gaan sit en net geroep. Moontlik as hy iets hoor, dan roep hy, want dis afgeleë. Hy weet, dis Ikabod. Miskien het hy na 'n ruk opgekrul daar op die bodem en net gaan lê en gewonder hoe gaan dit nou wees om dood te gaan van die honger en die dors, want dit was sy voorland. Die kwaadwilligheid wat Josef toegedien is, verwys natuurlik bo alles na die groter kwaadwilligheid teen Jesus. Johannes 1 vers 11 sê vir ons, Jesus het na sy eiendom gekom, sy eie mense, en hulle het hom nie aangeneem nie. Dit was die Jode. Hy het gekom na die ouens wat hom vir eeue lank moes verwag het, want hulle het gewag vir die Messias. Hier kom die Messias, en hulle haat hom, en hulle maak hom dood. Dit was die boodskap, dis waarna dit verwys. Dit is wat Jesus gedoen het. Hy het na sy eie mense gekom, sy eie volk,
het hom nie aangeneem nie. Wel, ek het voorheen gepraat van die voorsienigheid van God, die man by Sichem, ons het gepraat van die feit dat, nou is hulle by Dotan. Hoekom Dotan? Want in die voorsienigheid van God is Dotan op die roete, die hoofroete, noord-suidroete, tussen Mesopotamië en Egipte. So dit was God se plan, om vir Josef nou in Egipte te kry, daarom moes hy by Dotan kom. Toevallig is hulle nou in Dotan. En toevallig is dit mos nou 'n hoofroete, so toevallig, vers 25, ideale plek, vers 25, daarna het hulle gaan sit om brood te eet, en toe hulle oë opslaan, toevallig, kan jy byvoeg, as jy ongelowig is, sien hulle met eens 'n reisgeselskap Ismaeliete wat uit Gilead kom. Hulle kamele gelaai met speserye en balsam en gom op pad om dit na Egipte af te bring. So dit was die handelaarsroete, hoofroete. Toevallig. Nou ongeag wat die broer se plan was, ongeag wat Ruben se plan was, Ruben se plan was om hom later te kom uithaal, maar ongeag wie watter plan gehad het, raai wie se plan gaan uiteindelik seëvier? God se plan. En God se plan was nie dat Josef in die put sal sterf nie, daarom gaan die verhaal verder. Dit lyk of Ruben weg was. Ons weet nie hoekom nie, maar nou is hy stil. Miskien wou hy nie die aanranding van Josef sien nie, en hy het besluit om weg te gaan, maar nou praat Juda. Hy sien die karavaan Ismaeliete aankom, hy sê in vers 26, toe sê Juda aan sy broers, watter voordeel is dit, dat ons broer doodmaak, en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Ismaeliete verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees, en sy broers het na hom geluister. In God se voorsienigheid sou hierdie voorstel Josef presies na die plek toe stuur waar God hom wil hê. Toevallig, en ek is baie sarkasties as ek die woord toevallig nou elke nou en dan ingooi, want dis hoe baie verhale in die Bybel eintlik maar lyk. Hier is ook natuurlik 'n uitstrekende illustrasie van hoe God se wil uitgevoer kan word in ons lewe. Nie uitgevoer kan word nie, God se wil uitgevoer word in ons lewe, selfs te midde van kwaadwilligheid. Ons dink baie keer, ja, maar hy wou my seermaak, of hy wou my bedrieg, of hy wou dit, en dit gee my nou die reg mos om terug te kap, of om, nee. Te midde van kwaadwilligheid, te midde van boosheid en sonde, te midde van al hierdie dinge, sal God se plan altyd in my lewe perfek uitwerk, soos wat hy dit wil hê. Al is dit nie wat ek wil hê nie. Ons is nooit binne God se wil, as ons sy woord oortree, sy gebod oortree, en dink, maar dit is geregverdig, want daai ou het kwaadwillig opgetree, of hy wou my seermaak, dan dink ons regverdig onsself om dan nou iets terug te doen. Nee, om buite God se gebod op te tree, is nooit 'n goeie idee nie. Later, toe Josef in Egipte was, kyk hy terug na hierdie omstandighede. Hy sê in Genesis 45 vers 5, hy praat met sy broers, maar wees nie nou bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te behou het God my voor julle uitgestuur. Dis hoe hy daarna kyk. Hy het dit gesien, op hierdie stadium sien hy dit as, God se plan was uitgevoer. Nou ja, Juda se hart moes baie swaar gewees het, deur hierdie spesifieke omstandighede. Dit wat hy gedoen het. Ek dink aan Judas Iskariot, selfde. Judas sien nou 'n geleentheid om geld te maak. Judas sien 'n geleentheid om geld te maak. Vers 27, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees. Hy sê wel, hy is ons broer, hy is ons vlees, maar eintlik het dit net gegaan oor die geld. En toe hy later die geld kry, 'n hand uitsteek en die geld van die Ismaeliete ontvang, want dit was moeilike ouens, dit was verkopers, jy kry nie sommer geld uit hulle uit nie, hulle maak geld, hulle gee nie geld nie, so hy sien hierdie geld as, dis goeie geld. Judas se sonde herinner ons, dat die Here, of miskien moet ek sê, die waarde wat ons sien in enige ding om die Here se gebod te oortree, is nooit die moeite werd. Ek wil 'n paar voorbeelde vir u gee. Mense sien baie keer die voorsienigheid van God, dan sê hulle, die Here het mos beskik dat dit en dit gebeur, so dan regverdig dit nou iets wat eintlik nie reg is nie, maar hulle sien dit as God het dit so beskik
Voorbeelde. Miskien is daar 'n jong dame wat graag wil trou, en dis niks verkeerd mee nie. Maar dan werk sy saam met 'n jong man, en hy hanteer haar mooi, hy praat so mooi met haar, hy respekteer haar, nie soos die sogenaamde Christene nie, hy praat mooi met haar. En nou dink sy, sal dit regtig so verkeerd wees, al is hy nie 'n kind van God nie, om met hom 'n verhouding te hê, om met hom te trou. Dit lyk nie na 'n slegte ding nie, en dit lyk of die Here dit beskik het. Dis altyd 'n slegte ding, want die Bybel sê, jy mag nie met 'n ongelowige in dieselfde juk trek nie. So dieselfde situasie, wanneer daar 'n man is wat in 'n slegte huwelik is, en hy is by die werk, en sy vrou respekteer hom nie, sy vrou verstaan hom nie, maar daar is 'n mooi meisie by die werk wat hom verstaan, en sy praat so mooi met hom, sy respekteer hom, sy dink goed van hom. Al hoekom sy goed dink van hom is omdat sy nie sy wasgoed moet was nie, né? Maar hy dink, sy sien my vir wie ek werklik waar is. Hoor hoe mooi praat sy met my. Dis nie reg om jou huweliksverbond te verbreek. En selfs 'n flirtasie of 'n emosionele verhouding met so 'n vrou by die werk aan te knoop en te dink jy gaan geseënd wees nie. Dis altyd 'n slegte idee. Die vrugte daarvan is bitter. Dit word klippe van grys, sê die Bybel, in jou mond. Dis altyd 'n slegte idee. Nou, jy kan die illustrasies oral sien. Bedrog, leuns, kinderstories, diefstal, watter sin ook al, verbroke verhoudings, al hierdie dinge. As jy doen wat God nie wil hê nie, is dit nooit 'n goeie idee nie, ongeag of jy dink, maar dis die situasie waarin die Here my geplaas het. God se wil agter die skerms van ons lewe verstaan ons baie keer nie, want dis sy onsigbare hand van voorsienigheid. Ons weet nie wat is presies die fyn detail wat die Here vir ons daar gestel het nie. Maar sy geopenbaarde wil, die Bybel sê, dis vir ons om te doen alles wat geskryf is in die Bybel. Alles wat vir ons gegee word. So bly daarby. Wees gehoorsaam aan die woord en die wil van God. Nou wel, ons gaan verder met ons verhaal. Toe hulle nou hierdie dubbele voordeel sien, hoor jy, ons gaan van Josef ontslaa raak en ons kan geld kry daarvoor. Toe maak hulle vinnig die beklink die transaksie. Wat 'n voordeel, vers 28, en toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef by die put opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir 20 sikkel silwer. En hulle, dis nou die Ismaeliete, het Josef na Egipte gebring. Net vinnig ietsie wat ek moet sê oor die Ismaeliete en die Midianiete. Die liberale ouens sê, hier's nog 'n bewys. Ismaeliete en Midianiete is dieselfde nie, so die Bybel is nie waar nie, jy kan dit nie glo nie, valse inligting, dis maar net 'n mite, dis nie geskiedenis nie. Ismaeliete is eintlik 'n generiese term vir enigiemand wat in Gilead woon. En toe hulle nader kom en hulle sien, maar dit is nie Ismaeliete nie, toe word dit reggestel met Midianiete. Dit was Midianitiese koopmans. So dis nie 'n verkeerde siening of 'n verkeerde inligting wat deurgegee word nie, is bloot net deel van die verhaal. Nou, R. Kent Hughes, hy skryf oor die gedeelte en hy sê, wie hierdie ouens was, het nou nie regtig saak gemaak. Midianiete, Ismaeliete, maak nou die saak nie. R. Kent Hughes sê, he began the day robed as a prince in Israel and he ended it as a slave. Hy was 'n prins in Israel met hierdie pragtige kleed en die dag eindig vir hom en hy's 'n slaaf. Weet julle hoe hulle slawe hanteer? In daai tyd. Dis nie mooi nie. Onmenslik, jy's 'n item. Hulle wil jou net aan die lewe hou en so goed as moontlik laat lyk daarom laat hulle jou kan verkoop, maar vir die res geen menswaardigheid. Nou soos Josef is dit vir ons ook baie keer, en ek wil die voorbeeld van R. Kent Hughes gebruik. Baie keer staan ons in die oggend op en ons het 'n plan. Vandag gaan ons so maak, ons gaan so laat ry om werk toe te gaan en dan gaan ons middagete saam met my vrou eet of wat ook al en dan sal ons dit, jy het 'n plan. Dis jou dag. En dan draai daai dag glad nie uit soos wat jy dit beplan het. Jy kyk terug daarna en selfs jou mees traumatiese dae of jou beste dae. Nadat ons Josef bestudeer het, hoop ek jy kyk daarna en sê, dit was die Here se hand. Dit was die Here se bepaling.
Hy het dit so beskik. Hoe weet ons dit? Want dis hoe dit gebeur het. Doen jy net die regte ding. Maar moet tog nie na jou lewe kyk en sê, wel, dit was nou toevallig of dit was nou per ongeluk of moet dit nie so sien nie. Dis 'n hopeloosheid. Dis 'n baie hopelose situasie. Laaste gedagte, ons moet klaarmaak. Verkoop vir 20 sikkels silwer. Ek gaan nie weer 'n vers, want ons klaar met vers 28, maar jy kan nie anders as om te dink aan Judas nie, né? Jesus is vir 'n bietjie meer, 30 silwerstukke is vir Judas gegee vir Jesus se verraad. Hier kom hulle met 20 sikkels. Interessant. Dis interessant ook om te weet dat volgens die wet van Hammurabi, dit was 'n Babiloniese geskrif wat in daai tyd bestaan het, was die standaardprys vir 'n slaaf was 20 sikkels silwer. Dis wat jy betaal het vir 'n slaaf. Kinders van die Here kyk egter hierna. Jy kan nie anders as om te dink aan Jesus nie. Jy kan nie anders nie. Dit sou hom, hierdie 20 sikkels silwer sou vir hulle niks gebaat het nie. Juda het spyt gevoel daaroor, later het dit hom ingehaal. Hy sê, nou boet ons daarvoor. Want dit het by hom gebly, dis jou gewete, jy's mens. Mettertyd het die gewig net swaarder en swaarder in sy hart geraak. Hoe dankbaar moet ons nie wees? Hoe dankbaar moet kinders van God, as jy bely dat jy die Here ken, dat jy die Here liefhet, hoe dankbaar moet jy nie wees, dat selfs die ergste denkbare ding wat met 'n mens kan gebeur, en dit is wat met Jesus gebeur het, dat God steeds in beheer is. Dink aan Josef, dink aan Jesus, dink aan al die dinge in die Bybel. Jesus is 'n volmaakte voorbeeld. Slegte dinge, daar's niks slegter wat ooit gebeur het op aarde as wat met Jesus gebeur het. Maar selfs daarin, 'n getroue God bepaal en beheer sulke situasies. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Een van die argumente daarteen, en ek het net nou al gesê, daar's kinders van die Here wat worstel met die gedagte van, maar hoe kan God soewerein wees? Want dit beteken dit nie dat hy dan ook verantwoordelik is vir al die slegte dinge wat gebeur nie? Dis die vraag. En ek besef dis moeilik om hierdie vraag te beantwoord, maar die antwoord is, my reaksie is altyd, prys die Here dat hy in beheer is, want as hy nie in beheer is nie, wie is dan in beheer? Toeval? Jy weet, of soos die algemene ding van ons dag is mos Mother Nature of Mother Earth. Dus as jy nie natuurprogramme kyk, dan is dit vir my altyd baie mooi om te sien hoe werk die skepping, en dan kom jy en sê, Mother Nature het nou dit en dat. Dan dink ek, daar is 'n mooi Griekse woord, wat ons gebruik het in die Afrikaans om te sê, jy's 'n idioot. As jy dink, moeder natuur, wat glad nie 'n entiteit is nie, sorg vir die mossies, sorg vir, jy weet, laat 'n walvis sy kalfie kan kos gee, al kan ek 'n kalfie nie suig nie en al die ding. Wat sorg daarvoor? Daar's 'n God wat alles beheer. As ek net aan geluk en toeval oorgelewer is, dan moes ons nagte wakker lê en pyns oor, sê nou 'n koel tref my, sê nou, weet, ons het vroeër daarvan gepraat, as ek moet dink aan alles wat kan skeefloop in my dag, sal ek nooit slaap nie. As jy kan dink aan alles wat met jou kan gebeur, en waarteen jy jouself moet beskerm, wil ek vir jou sê, jy gaan 'n angsbol wees, wat met stres gaan loop, en jy gaan niks anders gedoen kry nie, want daar is soveel wat verkeerd kan loop. Ek wil nog eendag 'n boodskap bring, oor die gedagte van, maar God. Want baie keer loop dinge in 'n sekere rigting, dan sê die Bybel, maar God. Dit lyk of alles net in een, maar God. Dis ons hoop. God is in beheer. God regeer. En hoe verward ons ook al deur die uitwerking van God se voorsienigheid raak, en ons besef nie, weet nie regtig waarheen die dinge op pad is nie. Ons moet geloof hê. As dinge skeefloop in my lewe, en dis die beproewings wat ons ervaar. Ek dink ek is heel alright, kom by die dokter sê, hoor ek het vir jou slegte nuus. Daar's nie veel wat ons kan doen nie. As die dokter dit vir jou sê, wat gaan jy dink? Party ouens, dis waar hulle wiele afval, en hulle lewe kom tot 'n einde, en hulle is net soos, hierso gaan dit nou, is niks meer vir my om voor te lewe nie. Jy het alles om voor te lewe. Want God is in beheer, selfs van hierdie siekte, of van wat ook al jy nou teekom. Romeine 8:28 ken ons almal, ons weet, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Nou, ons lewe sal dalk heel moontlik nie so dramaties wees soos Josef se nie.
Maar ek wil hê jy moet die beginsels hierin sien. Dis weer eens nou hiperbolies wat die Bybel vir ons wys, dat selfs die ergste, slegste dinge wat met jou kan gebeur, is God se plan. Jou planne werk dalk nie uit nie, dis God se plan vir jou. Doen net wat reg is. Doen wat hy wil hê jy moet doen. Ons wil nie swaar kry nie, né? Ons wil nie deur hierdie beproewings gaan nie, en ons wil nie teleurstellings ervaar en slegte nuus hoor nie. Maar dis wat ons moet kry. Hoekom? Want sekere dinge, sekere lesse in geloof gaan jy op geen ander manier leer nie. Hoor wat sê Petrus, 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Daarin verheug julle heel. Al word julle nou, en dan sit hy by, as dit nodig is. Weer eens 'n bewys, dit gebeur nie sommer net toevallig nie. God ag dit nodig. As dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef. 'n Kort tydjie kan soms 'n siekte wees van 20 of 30 jaar. En dan sê ons, dis nie 'n kort tydjie nie, dis 'n kort tydjie, want ons praat oor ewigheidsgoed. Dis 'n kort tydjie. Al word ons vir 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, vers 7, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. God sal in sy soewereiniteit beproewings, hartseer, teleurstellings, al hierdie goeie sal hy in ons lewe orkestreer. Dis 'n mooi woord om te sê, hy besluit wanneer gebeur wat. Hy besluit hoe lank dit gaan duur. Hy besluit hoe erg daai pyn gaan wees. Hy besluit hoeveel seer dit gaan maak in jou hart. Hy besluit wat mense gaan sê. Hy besluit hoe groot daai misverstand gaan wees. Hy besluit hierdie dinge. Hoekom sal hy dit doen? Sodat jy in geloof moet groei. Maar daar is selfs meer. Want God is van plan om ons te gebruik. Hy wil nie net hê ons moet oorleef nie, hy wil ons gebruik. Hy het 'n plan vir jou lewe. Ongeag wat dit is, kinders van God. Ek praat met kinders van God. Daar's take wat jy moet doen. En raai wat het jy nodig om die take te doen wat die Here vir jou opgedra het? Christelike karakter. Raai wat bou Christelike karakter? Geloof. Beproewings, teleurstelling, lyding, swaar kry, dis wat jou gaan bou in jou karakter. Paulus sê in Romeine 5 vers 3 en 4, nie alleen dit nie, maar ons roem ook in ons verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. Vriende, die sleutelsaak wat ek wil hê julle moet raak sien in Josef se verhaal, en ons gaan nog baie praat oor Josef, ons maak nou klaar, is vertrou God. Die probleem wat ons het is, ons teologie is so gebuig, dat ons dink, maar die Here is lief vir my, hoe sal hy nou toelaat dat ek swaar kry, of dat ek nou siek word, of dat ek, my kar gesteel word, of by my ingebreek word, of wat dit ook al mag wees. As jy dink, die Here moet jou altyd net gee wat jy wil hê, dan aanbid jy nie die God van die Bybel nie. Jy aanbid jou eie wil, jou eie begeertes, jy is besig met afgoderry. Om God te vertrou is om te sê, Here, ongeag wat U stuur, ongeag wat U met my doen. Hier is die voorbeeld, Josef. Kyk na talle ander in die Bybel, maar ons staan nou by Josef stil. Hier is Josef. Hoe moes Josef voel? Hoe het hy dit beleef? Het hy onder daai put gelê en dink, die Here is lief vir my, die Here is lief vir my. Ek moet net onthou, die Here is lief vir my. Ek dink dis wat hy gedoen het. Ek dink dis wat hy in die tronk gedoen het, ons gaan later daaroor kom. Maar dis al hoe jy oorleef. Die sleutel is om hom te vertrou. Nou hierso, ek sluit af, die naam van die Here word nie eers in hierdie gedeelte, in hierdie hele hoofstuk is die naam van die Here nie betrokke nie. Het jy dit opgelet? Die naam van God word nie genoem nie, maar tog is dit hy wat alles bepaal. Hy is betrokke, hy is die een. Want hy wil ons laat wys, of laat dink aan Jesus. Dit moet uiteindelik vir ons by die evangelie kom. Ek wil afsluit met 'n aanhaling van F.B. Meyer. F.B. Meyer skryf en hy sê, Joseph was betrayed by his brothers, Jesus by his friend. Joseph was sold for money, so was our Lord. Joseph followed in the train of captives to slavery. Jesus was numbered among transgressors. The crime of Joseph's brothers fulfilled the divine plan, and the wicked hands of the crucifiers of Jesus fulfilled the determinate counsel and foreknowledge of God, as Peter declared in Acts chapter 2. Indeed, it is the will of God in the suffering of Jesus. His suffering for us.
Dis die evangelie. Die verraad van Josef was 'n bose sonde. Jesus se kruisdood het boosheid bewys in mense se harte. Wat 'n God wat ons aanbid, wat in die ergste vorm van boosheid, die ergste daad ooit, kan verander in die beste ding ooit. Dis die God wat ek aanbid. En as jy hom vertrou, dan gaan jy nie wakker lê in die nagte en dink, wat kan verkeerd loop? Of hoekom het hierdie ding nou skeef geloop? Dan gaan jy slaap, rustig slaap en sê, Here, selfs in die dae wat ek nie kry wat ek wil hê, of wat dinge skeef loop, Here, dankie dat U 'n goeie God is, wat altyd in beheer is, ook in my lewe. Mag die Here ons help, dit gee ons moed, dit gee ons hoop. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe groot is U naam op die ganse aarde? Hoe wonderlik is U weë, onnaspeurlik, sê die Bybel. Ondeurgrondelik is U werke. Help ons om na ons eie lewe te kyk, nie deur die bril van eie sinnigheid, selfsug nie, maar dat ons alles wat met ons gebeur sien in die lig van God se goeie genade, wat ons rig, wat ons lei, wat ons help. Om geskuur en geskaaf te word is nooit lekker nie, maar is deel van U opvoeding vir ons. Dis deel van U tug, sê die Bybel, dis 'n opvoedingsproses. Ons wil U daarvoor eer. Dankie dat U met my besig is, dankie dat U in my lewe werk. Sal U voortgaan daarmee tot lof en eer van U naam. Amen.